Goeiemôre. Jy luister na die 47ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is om te kan sien. Ons praat die afgelope tyd oor ons reise om die son as 'n pelgrimstog. 'n Tog waarin ons dikwels verward staan, nie die lewe verstaan nie. Baie dikwels ook God nie verstaan nie. Maar dis 'n reis waarin ons getransformeer word, waar ons nie toegelaat word om in die vlakwater van oppervlakkigheid en dwaasheid rond te sit nie. Maar jy het gesien hoe Jesus deur gelykenisse ons loswikkel uit ons onkundige en oorhaastige, dwaase en oppervlakkige bestaan, om uiteindelik te kan sien en te kan verstaan en te kan ingaan in die koninkryk van God. Die wonder van gelykenisse is dat hulle verhale vertel wat ons intrek. Ons laat identifiseer met die karakters in die verhaal. En net as ons deel is daarvan en ons dink, so moet die wêreld wees, dan draai Jesus die hele gelykenis op sy kop en ontbloot ons eie dwaasheid en dat ons nie soveel insig het as wat ons gedink het nie. Dit is vir ons as mense ongemaklik. Ek vermoed selfs beledigend of vernederend met tye. Die Fariseërs het hulle bloediglik vir Jesus vererg en uiteindelik besluit om 'n komplot teen hom te smee, eerder as om 'n nederigheid van hart te besef. Ek verstaan dalk nie God en sy koninkryk so goed as wat ek gedink het nie. Ek het die afgelope Sondag die vraag gevra, waar begin en eindig ons geloof? Net soos wat Jesus gelykenisse vertel het, wat ons skok, wat subversief is, wat die bestaande wysheid van die tyd op sy kop keer en sê, God is so absoluut anders as hierdie wêreld. En ook te gelykertyd ons as gelowiges uitnooi om oor ons geloof te herbesin en hoe ons die lewe sien en verwag dit moet verloop. Ek het die vraag gevra, waar begin en eindig ons geloof? Wat is die punt wanneer ons sê, ek sal glo wanneer? Of waar is die einde daarvan, ek sal glo in so verre? Want elkeen van ons moet op ons geloofsreis die verband tussen geloof en omstandighede voortdurend bly uitklaar. Ek is baie ongemaklik met mense wat die geloofsreis toemaak met 'n enkele belydenis en sê, daar is dit. Dit is hoe die lewe werk. Dit is hoe God is. Ek bly altyd ongemaklik daarmee, want die verhale van die Bybel laat my nie toe om my geloof te laat stol nie. Ek kan nie my geloof uitkap, klip uit, dit daar in 'n vertoonkas sit en sê, daar is my geloof en dit is hoe die lewe is en dis hoe ek God verstaan nie. Habakuk se verhaal is opgeteken en dit het dieselfde effek op my as die gelykenisse van Jesus. Want Habakuk is, soos ek vermoed jy ook, in die komplikasies verstrengel tussen dit wat jy bely en dit wat jy beleef. As God goed is, waarom is daar soveel chaos in hierdie wêreld, soveel lyding? Hoekom moet daar swaar kry wees? En die boek ontvou in 4 gesprekke tussen hom en God. Hy, soos baie van ons maar doen in moeilike tye, verlang na die goeie ou dae, die dae toe dit beter gegaan het, toe die lewe voller was. Die tyd waarna Habakuk en die meeste ander Jode teruggesmag het. Jy vind dit deur die ganse geskiedenis van Israel tot in die Nuwe Testament en vir die Jode wat vandag nog in Israel is, dink nou nog daaraan, is die tyd van koning Dawid. Dit is die uiterste droom van Israel, om 'n tyd te beleef soos in die tyd van Dawid. Israel se vyande was verslaan, daar was geregtigheid, die ekonomiese omstandighede was gunstig, polities was dit stabiel, en Israel het, vir die meeste daarvan, getrou aan die Here geleef. Habakuk gaan in sy gedagtes terug daarna, en hy sit met hierdie stryd tussen dit wat hy bely en wat hy beleef, en hy verlang na daardie tyd. En hy lees die geskrifte van die Ou Testament, die verhale van die konings, die psalms. Onthou, Habakuk het in die tempel gewerk, hy het hierdie tekste uit sy kop uitgeken. Hy vind vertroosting in sommige woorde, maar nie in almal nie.
Want 400 jaar het verloop sedert Dawid geleef het, en nou lyk dinge so ontstellend anders. Ons besef dit nie altyd nie, maar die bekendste frase wat uit die boek Habakuk kom oorspronklik van Dawid af. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Hierdie is Dawid se loflied aan die einde van sy lewe in 2 Samuel 22. So belangrik was dit dat die samestellers van die psalms hierdie woorde so geneem het en dit Psalm 18 gemaak het. Lees net die aard en die toon van 2 Samuel 22. Ek lees net verse 26 tot 41. U betoon u getrou teenoor die getroue, opreg teenoor die opregte, rein teenoor die reine, maar u verwerp die huigelaar. U red die verdrukte volk, u verneder die trotses. U Here laat my lamp helder skyn. My God gee lig as dit donker is om my. Met u hulp loop ek 'n oormagstorm. Met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Wat God doen is volmaak. Wat die Here sê is suiwer. Elkeen wat by hom skuilings soek, beskerm my. Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots? God omgord my met krag. Hy maak my pad voorspoedig. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my stewig staan. Die konteks waarbinne Dawid hierdie psalm sing, is een waar alles uitgewerk het. Die oorlog gewen is, die vyand is uitgewis, politiese stabiliteit en ekonomies voorspoed. Dawid maak 'n lys van alles wat goed is in die lewe. Maar Habakuk kan dit nie doen nie. Hy maak 'n lys van alles wat verkeerd is in die lewe. Al sou die vye boom nie pot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Habakuk vind in Dawid se woorde gemoedsrus, maar nie in almal nie. Dis baie belangrik om te sien wat hy weglaat. Hy laat die voorafgaande gedeelte weg dat Israel onskuldig is, want hulle was nie. In Habakuk se tyd was die leiers van die volk ontrou. Hulle het in opstand gekom teenoor die Here. Hy kan nie eens daarop pleit dat die Here hulle moet help vanweë hulle eie onskuld nie. Weg is ook die groot gedeeltes van ons sal wraak neem of ons het wraak geneem op ons vyand. Weg is die gedeeltes, u maak my arm sterk dat ek die boog kan span. En interessant, in die middel van daardie frase wat hy behou, haal hy wel die woorde uit. Hy maak my pad voorspoedig. So mense nou kon aflei dat die logika van Dawid en Habakuk soos volg moet wees. Alles is goed in my lewe. Al die gevare wat ek trotseer het is nou verby en daarom kan ek glo. En iemand wat nie die pelgrimsreis van die gelowige verstaan nie, sou dalk die afleiding maak. Omdat alles in my lewe verkeerd loop en daar nie vir my uitkoms is nie, kan ek nie in die Here glo nie. Of sal ek eers moet wag tot dit uitgesorteer word voordat ek kan glo in die Here? Maar dit is nie wat Habakuk doen nie. Die Here my God gee vir my krag. Selfs al is my pad nie voorspoedig nie. Selfs al is die lewe rondom my chaos. Selfs al stort die ekonomie ineen. Polities is alles in onrus. Al is die leiers korrup. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Al sou dan ook wat ook al gebeur, ek sal die Here vertrou. Hoë plekke is onveilige plekke. Maar wat die Here vir my doen is, hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Ek sal nou al glo. Ek sal nou al vertrou.
Ek kan sien met my geestesoog, al sien my menslike oog dit nog nie. Nogtans sal ek in die Here jubel. Ek sing 'n lofsang oor my leed. Ek sing 'n lofsang oor die chaos in hierdie wêreld, want ek weet, in God is daar vir my 'n môre. Kom ons bid saam. Here, al sou die vyeboom nie bot nie, en al sou daar geen druiwe aan die wingerd wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ons in U jubel, sal ons juig in U, o God, ons redder. Want U, Here ons God, gee vir ons krag. U maak ons voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat U ons veilig loop. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.